Hallo geliefdes, dis wonderlik om vandag weer saam met julle te wees, van my en die hele beleefs, van baie dankie dat jy weer inskakel. Onthou om hierdie video te like en te share en te subscribe, ek vra al heel week en los vir ons asseblief 'n kommentaar, ons kanaal groei, ons is dankbaar vir dit, ons sien daai kommentare, ons bid vir julle. En ons waardeer julle ondersteuning so baie. Nou hierdie week gesels ons oor die gewoontes wat ons kweek. Ons gesels oor eintlik dissipline en ons het baie tyd spandeer in Paulus se woorde. Paulus wat gesels met ons in Romeine 7. Nou hy's besig om met ons eerlik te wees, en dan praat hy met ons en hy praat oor 'n ding wat ons almal raak. Hy sê ek weet wat reg is, maar ek doen dit nie. En wat verkeerd is, dit doen ek steeds. Nou het jy al ooit gevoel, jy probeer, maar jy val steeds terug, nee, jy val net terug in daai selfe ou patroon, en daai sondige gewoontes wat nie hoort nie. Jy besluit om geduldig te wees, en toe verloor jy jou meer, nee, of jy bid vir selfbeheersing, en toe gee jy net weer in. Jy hoop, jy gaan hierdie ding hier doen, of jy sê, Here asseblief, ek gaan nie weer daai pudding eet nie, dan kan ek net vir jou geheim vertel, moet hierdie pudding gaan koop nie, nee, moet hom nie in jou yskas sit nie. Jy begin met oorgawe, 'n ding aanpak, nee, en toe voel jy weer net oorweldig. Welkom by die werklikheid van menslike stryd teen sonde. Dit is die feite, geliefde. Ons sit met 'n vleiskas wat nie wil saamwerk nie, maar ons sit met 'n geesmens wat God se hart eintlik verstaan. So, maar ek wil hê, as ons kyk nou, dis vers 24 van Paulus, vers 25 sê, maar dankie aan God, die oplossing is Jesus Christus ons Here. So, prakties, al het jy toegang tot genade, het God jou nie geskep om in isolasie te leef nie, né? Nou hier's 'n ding wat ek vandag vir jou wil oordra, en as jy dit nog nie reeds weet nie, het ek 'n vermoede dit gaan jou lewe radikaal verander, en ook teenoor baie uitdaag, want die duiwel wil nie hê ons moet hierdie waarheid begryp en veral nie toepas in ons lewens nie. Daar's 'n geestelike geheim tot ware oorwinning, en daai geheim is kwesbaarheid teenoor ander gelowiges. Wie is die mense wie ons vertrou met ons dinge, met wie ons praat? Jakobus 5:16 sê die volgende: bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle genees kan word. Baie mense vra, hoekom bly ek vasgevang in dieselfde ou gewoonte, dieselfde ou sonde, né? En daai antwoord is eenvoudig, is omdat jy dit in die geheim hou. Dis omdat ons dinge verberg, en ons wil nie praat daaroor nie. Wanneer jy en ek eerlik is oor ons stryd, ons sonde, die dinge waarmee ons worstel, né, met iemand wat ons vertrou, en soms nie eers vertrou nie, maar die Here stuur iemand oor ons pad om ons by te staan, né? Wat gebeur as ons Jakobus 5:16 toepas? Geliefde, daar kom genesing, daar kom verligting, en daar kom nuwe momentum in ons geestelike wandel. Onthou, God gebruik ook mense om jou te help groei, en baie keer stuur hy mense, wanneer ons op 'n swakste is, né, en ons weet nie hoe om te maak nie, dan stuur hy mense om ons te help om daai stryd te oorkom. Nou, prakties wil ek jou vra, draai jy tans 'n stryd alleen, jy doen dit in isolasie, wat God bedoel het, jy eerder moet dra in 'n gemeenskap, né? Ander mense vertrou om saam met jou te bid, saam met jou te wandel, saam met jou in daai ding in te klim en sê, help my, bid saam met my, né? Wie in jou lewe, geliefde, kan jy nader trek om teenoor eerlik te wees? Dalk het jy nie so iemand nie, dalk vertrou jy niemand nie, jy het al seer gekry, dan wil ek jou aanmoedig, stuur vir ons 'n boodskap by info@beleef.org.za, en ek en my span, ons is die mense wat daai e-poste kry. Ons lees dit en ons gaan jou definitief antwoord, né? Dis dalk vir jou 'n klein begin van uitreik en sê asseblief help my. Ek weet nie om ander mense te vertrou nie, maar dalk het jy mense in jou lewe wat jy kan vertrou en jy kan met hulle praat daaroor. Geliefde, onthou, dissipline is nie net selfbeheer of selfbeheersing, dis ook geestelike gehoorsaamheid om eerlik te wees. Dis vandag se beginsel, teenoor wie is ons kwesbaar. Die pad na oorwinning begin dalk nie met 'n reuse tree nie, maar met 'n eerlike gesprek. Dalk moet jy met jou vrou praat oor 'n ding waarmee jy sukkel, dalk moet jy met jou man praat oor 'n ding waarmee jy sukkel, né? Onthou geliefde, hier's die ding. Ek en jy as gelowiges, ons is nie alleen nie. Ons is geliefd en daar's altyd vir ons hoop. God het ons deel gemaak van sy geestelike familie. En wanneer ons leer om in daai geestelike familie in te lê en op dit te steun, dan begin verander dinge vir ons. So vandag hoop ek jy hoor, genesing is een gesprek weg. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens, en dankie vir die uitdagende woorde van Jakobus 5 in vers 16, wat sê, wanneer ons eerlik is en ons sondes bely, dan kan ons genesing ontvang. En daarom vra ek Here vandag dat ons sal erns maak
om te bely dit waarmee ons sukkel, dat ons iemand sal intrek en teenoor hulle oopmaak en eerlik wees, want U stel belang in ons genesing, U wil sien dat ons gesond is, en wanneer ons gesond is, kan ons met meer ywer en oorgawe U verteenwoordig, en daarom vra ek vandag, Here, vir Hierdie groot genade, om eerlik te wees, waar ons struikel en waar ons swaar trek, ons bid dit als, in die mooie naam van Jesus, amen en amen. Geliefde, ek hoop ek sien jou môre op die platform, Sondag, 9 in Alberton en 5 in Meyerton, en as jy aanlyn inskakel, ek gaan hierdie boodskap hierdie hele week se oordenking saamvat in 'n boodskap oor gewoontes en dissipline. Gaan in vrede. Totsiens.